Solidariteit versoek die minister van Hoër Onderwys en Opleiding om by Unisa in te gryp en 14 pasgebore babas oorlede toe Pakistan se hospitaal brand. Hartlike goeiemiddag, dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans op hierdie Woensdag. Ek is Esmarie Eysel. Solidariteit het 'n formele versoek aan die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, gerig om 'n onafhanklike assesseringspaneel aan te stel wat ernstige werksdruk, personeeltekorte en uitbranding onder dosente en administratiewe personeel by die Universiteit van Suid-Afrika Unisa moet ondersoek. Volgens Solidariteit se uitvoerende hoof, Dr. Dirk Herman, verkeer werknemers by die instelling op breekpunt en heers daar boonop 'n vrees vir viktimisasie. Die vakbond het intussen ook Unisa se fisiekanselier, professor Puleng Lenkabula, om dringende antwoorde genader oor maatreëls om die werksomstandighede reg te stel. Solidariteit het voorgestel dat 'n onafhanklike assessor aangestel word om hierdie uitdagings te gaan ondersoek by Unisa. Solidariteit het terugvoer gekry wat so ver strek waar lede sê hulle is naby breekpunt. Ons dring daarop aan dat die minister vinnig sal intree en dat daar daadwerklike oplossings gestel word om ons lede en werknemers by Unisa te beskerm. Die Nasionale Studente Finansiële Hulpskema, NSFAS, het meer as 6500 studente se befondsing gestaak, terwyl daar nog net enkele maande van die akademiese jaar oor is. Die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manamela, het gesê 2500 van die 15500 studente wat aan 'n ondersoek onderwerp was, het nie aan die akademiese vorderingsvereistes voldoen nie. Die parlement se portefeulje komitee oor hoër onderwys sê dit is onaanvaarbaar dat studente eers in die tweede semester uitvind dat hulle nie vir befondsing kwalifiseer nie. Die ambulanskrisis in die Oos-Kaap is volgens EMS werkers veel erger as wat amptelike syfers aandui. Van die provinsie se sowat 353 ambulanse is 161 buite werking. In Nelson Mandela Bay is die werklike aantal beskikbare ambulanse volgens werkers aansienlik laer. By die Doran Ginza ambulansbasis in Gqeberha was onlangs net een volledig toegeruste ambulans beskikbaar. Werkers sê sommige voertuie het noodsaaklike toerusting soos suurstof, draagbare beddings en EKG-masjiene nodig. Die provinsiale regering sê nuwe ambulanse is onderweg, terwyl die DA se Jane Cowley 'n ondersoek na die krisis en vlootonderhoud eis. Uitspraak is vandag in die Hooggeregshof in Pretoria voorbehou in Pretoria FM se saak wat verband hou met die uitbreiding van sy uitsaai voetspoor na die Wes-Kaap, Noord-Kaap en Oos-Kaap, asook Bethlehem in die Vrystaat. Pretoria FM het reeds in 2024 suksesvol aansoek om hersiening gedoen van die onafhanklike kommunikasie-owerheid van Suid-Afrika, OCOSA, se besluit oor die diskwalifisering van sy lisensie-aansoeke. OCOSA se appel teen die aansoek is deur 'n volbank regters aangehoor. Pretoria FM se regsverteenwoordiger, Willie Spies, het gesê die groot vraag wat die hof moes beantwoord is of OCOSA die mag het om te kondoneer of nie. Die radiostasie se advokaat het uitgewys dat daar met regsgesag aangetoon kan word dat daar wel so 'n bevoegdheid bestaan wat OCOSA ontken. Nou vir die regters om te beslis aan die hand van die gesag, aan die hand van die feite van die saak en aan die hand van die dokumente wat gepubliseer is en in die publieke domein is, of Pretoria FM suksesvol moet wees of nie. Uitspraak is voorbehou. Dit kan enigiets neem tussen 2 weke en enkele maande, maar sal in afwagting bly vir die uitspraak en watter kant toe dit ook al gaan, sal dit ten goeie uitwerk vir Pretoria FM en sy strewe om sy boodskap in elke huis te bring. Die Sentrum vir Menseregte in Iran veroordeel Teheran se voorgestelde wetgewing om kontak en onderhoude met buitelandse media strafbaar te maak.
Dit volg te midde van breër staatsoptrede teen die deel van inligting met die buiteland. Die wetgewing kan daartoe lei dat oortreders tussen 6 maande en 2 jaar tronkstraf opgelê word. Die sentrum sê dat dit nie bloot 'n aanval op die media is nie, maar 'n poging is om die hele Iranse samelewing van die res van die wêreld te skei deur die vrye vloei van inligting te kriminaliseer. En 'n brand in 'n kindersaal van die Pakistanse Instituut vir Mediese Wetenskap Hospitaal in Islamabad het tot die dood van minstens 14 pasgebore babas gelei. Slegs een van die babas kon gered word. Die hospitaal sê die brand het begin nadat 'n lugversorger ontplof het. En op daardie noot bring dit ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans hier op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk. Môre maak ons weer so.